Toe die Here Vaders geskep het, het hy met 'n lang gebeente begin. 'n Engel wat daar naby staan het gesê, "Watter soort pa is dit? As jy kinders so naby aan die grond wil maak, waarom het jy vaders so lank gemaak? Hy sal nie albasters kan skiet sonder om te kniel nie. Hy sal nie 'n kind in die bed kan sit sonder om te buig nie. Hy sal nie eens 'n kind kan soen sonder om te buk nie." God het geglimlag en gesê, "Ja, maar as ek hom kind groot te maak, na wie sal die kinders opkyk?" En toe God die Vader se hande gemaak het, was hulle groot. Die engel skud sy kop en sê, "Ek dink nie jy wil hande so maak nie. Groot hande is onhandig, jy weet. Hulle kan nie doeke vasspeld, klein knopies vasmaak, haarrekkies om poniesterk te kry, of splinters uit hande verwyder nie." God het weer geglimlag en gesê, "Ek weet, maar hulle is groot genoeg om alles vas te hou wat 'n klein seentjie aan die einde van die dag uit sy sakke haal, en tog klein genoeg om 'n kind se gesig in sy hande toe te skulp." Toe het God lang, skraal bene en breë skouers gevorm. Die engel het amper 'n hartaanval gehad. "Boy, mens kan sien dis die einde van die week," het hy gesê. "Hoe gaan hy 'n kind nader aan hom trek, sonder dat die kind tussen sy bene deurval?" God het geglimlag en gesê, "'n moeder het 'n skoot nodig, maar 'n pa het sterk skouers nodig om 'n slee te trek, 'n seun op 'n fiets te kan balanseer, of 'n slaperige kop te stut op pad terug huis toe, van 'n laat aand vertoning af." God was in die middel van die skep, van twee van die grootste voete wat iemand nog ooit gesien het, toe die engel homself nie langer kon bedwing nie. "Dis nie regverdig nie," het hy gesê. "Dink jy eerlik dat daardie groot bote vroeg in die oggend uit die bed gaan kom wanneer die baba huil? Of deur 'n klein verjaarsdagpartytjie loop, sonder om minstens 3 van die gaste plat te trap? Hulle sal werk, jy sal sien," het hy geglimlag. "Hulle sal muise in die berghut afskrik en voetspore agterlaat, wat 'n uitdaging sal wees om te volg." God het dwars deur die nag gewerk en die pa min woorde gegee, maar 'n stewige stem en oë wat kon sien. En laastens, byna as 'n nagedagte, het hy trane bygevoeg. Toe draai hy na die engel toe en sê, "Is jy nou tevrede dat hy net soveel soos 'n ma kan lief hê?" En die engel was stil. Wat is 'n oupa? Kom ons luister 'n bietjie na 'n klein seun in graad 2 se baie raak beskrywing. Oupas is mans oumas. 'n Oupa is iemand, nes ek, net bietjie slimmer, want hy kan my help met somme wat pappa nie kan doen nie. Oupas gaan stap graag met seentjies en gesels net oor visvang en trekkers. 'n Oupa kan vreeslik lieg oor hoe simpel die lewe was toe hy klein was. Hy sê, hulle het glad nie eens komputers gehad nie. 'n Oupa werk nie. Hy het tyd vir jou, behalwe as hy slaap. Oupas slaap graag. 'n Oupa kan nie meer mooi sien nie, want hy wil altyd weet wat jy doen, maar dit is lekker om vir hom te sê, omdat hy regtig wil weet. Oupas het baie geld, want hulle koop elke dag die koerant en gooi R10 in die kerk. 'n Oupa is iemand wat altyd bly is om jou te sien, daarom hou hy altyd lekkers in sy sak. Oupas vertel stories 10 maal. Elke keer anders. Dis so goed soos 10 stories. Almal moet probeer om 'n oupa te kry, want hulle is lekkerder as televisie.